Hi almal, welkom by nog 'n episode van Pause for Clarity. So, vandag wil ek vir jou vra, wat doen jy wanneer jy voel dat dinge net vir jou te veel word? Wanneer jy oorweldig voel met jou omstandighede, wanneer jy moeg is en wanneer jy daai onderliggende alleenheid voel, wat is dit wat jy doen? So, ek het hierdie volgende e-pos gekry, so ek wil dit graag met julle deel ook vandag. Ek wens die jaar om. Dit voel asof ek nooit vakansie gehad het nie, of ek nie genoeg gerus het nie en ek weet ek het nie genoeg gerus in Desember nie. En een ding wat ek geleer het is, jy is op jou eie. Moet op niemand anders staat maak of vertrou nie. Nie jou familie nie, nie jou partner nie, net jouself. Dis al wat jy het op die ou einde. Hulle sê, kyk eers na jouself, maar ek sukkel met dit. Almal het iets wat hulle wegsteek. Almal het geheime tot dit uitkom. Op die ou einde is dit net jy. En ek wil weghol. Oorbegin. Maar hoe? Ek is sterk, maar soms wil 'n mens net iemand hê wat ook sterk is vir jou. Ek voel soos 'n mislukking oral in my lewe. Niemand weet hoe ek regtig voel nie. Ek wil wegkom, maar hoe doen ek dit? So, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou eerlike boodskap. Ek kan agterkom, ek kan voel. Ek kan voel hoe oorweldig jy is. Ek kan die moegheid sien in jou woorde. Ek besef dat dit 'n regtig baie moeilike en 'n donker plek kan wees waar jy nou is. Um en wat ek hoor jy sê is ek wens die jaar om. Ek het nie genoeg gerus nie. So ek dink hierdie moeg wat jy hier beskryf is 'n internal gevoel. Dit is iets wat jy binne in jou beleef en ek wil amper sê dis daai sielsmoegheid wat jy het. En ek dink die rus waarna jy hier verwys is eintlik rus vir jou siel. Dit is wat jy nodig het. So, wanneer jy in hierdie konstante survival mode verkeer, dan is jou brein funksioneer dan op 'n 75% net om jou okay te laat voel. Waar as jy op 'n goeie plek is, dan is jou breinkrag werk dan op 'n 25% vlak. So, dit is waar hierdie moegheid vandaan kom, is op 'n emosionele vlak is jou brein besig om jou okay te hou deur 75% breinenergie te gebruik. So kom ons kyk wat lê onderliggend hier. Onderliggend sien ek dat jy eintlik alleen voel. En die gevoel waarmee jy rondloop is ek kan nie op mense staat maak nie. Wat vir my sê dat jou vertroue is op een of ander tyd is dit verbreek. En dalk kan dit wees dat daai vertroue wat verbreek is, het nie net een keer met jou gebeur nie. Dit het dalk al baie keer met jou gebeur. En wat dan gebeur is dan vorm jy naderhand 'n lens waardeur jy kyk. En daai lens sê vir jou dat ek moet fight om alles te kry. Daai lens sê vir jou dat jy nie kan staatmaak op ander mense nie, dat niemand eintlik vir jou omgee nie. Daai lens sê vir jou dat jy alleen staan in hierdie wêreld. En daai lens maak dan dat jy ook nie ander mense vertrou nie. Wat dan beteken dat jy waarskynlik dan alles op jouself neem om te doen en wat kweek onderliggend? Daai bietjie resentment wat 'n mens voel want ek voel, maar weet jy, ek moet alles op my eie doen. Jy weet, ek moet alles alleen doen. En onderliggend kies jy dit eintlik hoekom? Want jy vertrou nie ander mense om dit te doen nie. En dan deur al daai goeders alleen te doen, word jy moeg en jy raak naderhand moeg en dit put jou heeltemal uit want onderliggend is jy in daai survival mode want jy probeer jouself beskerm om eintlik nie weer seer te kry nie. En dit is waar daai vicious circle aan die gang kom. So met ander woorde, ek glo jou wanneer jy sê jy wil weghol en jy wil net wegkom. Maar jy gaan nêrens kan wegvlug of wegkom sonder daai gevoel, daai onderliggende survival mode gevoel wat jy mee sit, is of die vertroue wat jy nie in mense het nie, dis 'n gevoel wat gaan bly by jou. So dit maak nie saak waar jy gaan weghardloop nie of wanneer jy in Timbuktu gaan oorbegin nie, daai gevoel gaan presies dieselfde wees. Daai gevoel gaan volg, kom ons sê jy wil jou oorbegin wat jy hiervan praat is miskien dat jy wil oorbegin met 'n nuwe verhouding of dat jy wil wegkom van daai verhouding. As jy in 'n volgende verhouding ingaan, gaan daai selfde gevoel, daai selfde van ek vertrou nie mense nie, gaan saam met jou gaan, saam met daai verhouding.
So dis baie belangrik dat jy dit moet besef. Daai moeg wat jy voel, daai oorbegin wat jy wil voel, ek wil amper sê 'n desperate oorbegin, want jy doen dit uit 'n survival mode plek uit binne in jou. En die realiteit is, ja, ek is 'n sterk mens, maar daai sterk wees van jou is jy kan nie altyd sterk wees nie. En dit frustreer jou wanneer jy nie sterk voel nie. Hoekom? Want dan beweeg jy nader aan die gevoel van magteloosheid en ek wil nie magteloos voel nie, want dan voel ek weer swak en dan voel ek nie veilig nie en dit is waar jou weerstand lê. Daar is ek wil amper sê die sleutel van waar alles lê. Want jou weerstand op hierdie oomblik is ek wil nie swak voel nie, ek wil nie magteloos voel nie, so ek doen dinge liewer op by myself en dit is 'n absolute lens waardeur jy kyk. En daai lens maak ook dat jy nie jou vrees met ander mense kan deel nie en want jy vertrou nie ander mense nie en dit maak dat jy alleen voel. Waar begin 'n mens dan om hierdie ding om te draai? Jy weet, ek kan nou vir jou raad gee en vir jou sê oor jou moegheid en sê, weet jy wat, sorg dat jy meer verlof kry, sorg dat jy gereeld slaap, kyk na jou slaappatroon, sorg dat jy reg eet, sorg dat jy reg oefen, dit is die ou gewone goed, né? Dis nie waarmee jy hier sit nie, jy sit met 'n emosionele moeg, jy is uitgetap, jy sit met 'n emosionele moegheid hier. So, jy kan begin deur te kyk, waar daai weerstand lê. Jy kan begin deur te kyk wanneer of by wie of hoekom is jou vertroue gebreek. Waar het dit begin? Wat was die omstandighede rondom dit gewees? Ek weet nie wat jou onlangse omstandighede is nie, maar ek wil vir jou aanmoedig om te sê gaan kyk 'n bietjie verder. Want jy sal sien dat daai vertroue ding van jou kom dalk al 'n rukkie saam met jou. Dis dalk al 'n patroon in jou lewe waar jou vertroue verbreek is. Elke keer, miskien op ander maniere, miskien kom dit selfs op onderskeie plekke, wat dit al met jou gebeur het, maar daai is 'n onderliggende ding, wat dalk 'n patroon is in jou lewe. En gun jouself die kans om net bietjie te sit met daai emosie, wat jy gevoel het. Daar is baie dinge wat onregverdig is wat met ons gebeur, so gun jouself die kans om te sit met daai gevoel, met daai emosie, wat het jy beleef, voel wat jy moet voel, gee daai emosie 'n naam. Skryf dit neer. Skryf die gebeurtenisse neer, waar dit gebeur, die omstandighede wat dit gebeur het en wat is die emosie wat jy gevoel het. Jy sal sien, daar gaan 10 to 1 baie meer opkom as wat jy nou dadelik kan dink as jy regtig, ek wil amper sê pen to paper gaan sit, as jy dit regtig gaan bietjie reflekteer en gaan sit met daai gevoelens en kyk wat was die omstandighede? Wat het ek gevoel? En dan wil ek hê, moet jy los dit vir 'n paar dae. Los dit, vergeet daarvan. Hou jouself besig met ander goeders en dan kan jy weer terugkom daarna en dan kan jy weer kyk en dan kan vir jouself vra, hierdie was die emosie wat ek beleef het in daai tyd. Wat is die gevoel wat ek nodig het? Wat is daai emosie se need wat vervul moet word? En dan kan jy bietjie stil staan by daai gevoel en net, ek wil amper sê, daar wees vir jouself. Grace vir jouself om te kyk, weet jy wat, dit is die gevoel wat ek gevoel het, wat het daai gevoel nodig? Dit is wat ek nodig het. En dan sit jy met daai gevoel. En jy sit en jy gee letterlik daai gevoel vir jouself, van ek is hier vir jou, dit is wat gebeur het, sit net bietjie, sit met daai emosies en sit met daai gevoelens. En dan, wil ek hê, baie keer sit ons met omstandighede wat gebeur het en ons sit so in daai onregverdigheid in daai victim mentality van dit wat met ons gebeur het. Ek minimize nie dit wat met jou gebeur het nie, ek weet nie wat het met jou gebeur nie. Maar wat ek wil hê jy moet doen is kyk na die omstandighede. In die sin van distansieer jou so 'n bietjie en swaai net bietjie om en kyk van 'n ander hoek af. Wat is die realiteit, wat het regtig gebeur? Want baie keer vorm ons brein hierdie storie in ons kop. En daar is dalk 'n verduideliking vir wat gebeur het in daai tyd. Met ander woorde, wat is die realiteit? Wat het gebeur? Want dit wat met jou gebeur het ook gebeur. Dit is 'n realiteit. Jy sit daar, jy het daai gevoelens gehad. Maar saam met dit kom daar ook 'n verantwoordelikheid wat jy moet neem en sê, weet jy wat? Dit was onregverdig wat met my gebeur het. Ek het my vertroue met A, B en C verloor. Maar wat is die realiteit?
En waarmee sit ek nou en hoe kan ek verantwoordelikheid neem vir hier waar ek nou op hierdie oomblik is? Want hierdie moegheid wat jy beleef, hierdie emosionele um moeg wat jy voel, is moeg want jy is besig om uit 'n survival mode uit te probeer operate in jou daaglikse lewe. En dit werk nie. Dit werk nie, want dit put jou absoluut uit. So 'n mens het altyd daai verantwoordelikheid wat 'n mens moet vat om te sê, luister, hierdie ding het met my gebeur. Ek wil amper sê jy moet kom tot op 'n aanvaarding van hierdie is wat met my gebeur het. Is dit regverdig, ja of nee? Nee. Het dit gebeur? Ja, dit het gebeur. Wat is nou in my beheer? Wat is die pad wat ek kan vat om uit hierdie victim mentality uit te kom en om verantwoordelikheid te vat van dit wat ek voel? Want dis die belangrikheid in hierdie ding. So, hiermee wil ek ook vir julle vra wat hierna luister is, in watter situasie was jy al, waar jy 'n ding van 'n ander kant af kon sien, en waar jy regtig 'n verskil kon agterkom van, weet jy, ja, dit is hoe ek gevoel het, maar dit is eintlik wat hier moes gebeur het, of hoe het jy dalk verantwoordelikheid gevat? Ek sal graag wil weet, as jy die vrymoedigheid het, sit dit in die comments, ons is almal hier vir dieselfde redes, so laat weet vir my, wat was jou omstandighede, of selfs, waar voel jy stak? Miskien voel jy vereenselwig met hierdie persoon wat hierdie boodskap my gestuur het, dalk sit jy ook in hierdie donker diep gat, en jy weet net nie lekker hoe om hier uit te kom nie. En al wat jy dalk wil doen is weghol. So laat weet vir my in die comments, ek sal baie graag van jou wil hoor. So om alles saam te vat is, ek dink jy is baie moeg. Ek dink dit is 'n emosionele moeg waarmee jy sit. Ek dink onderliggend voel jy alleen. En daai alleenheid kom van 'n plek waar jy voel dat jy nie op mense kan staatmaak nie. Met ander woorde, ek voel ek kan nie mense vertrou nie. En dit maak dat jy dinge by jouself wil doen en dit is wat jou moeg maak. So dit is definitief hierdie vicious circle wat aan die gang kom. So gaan sit met jou emosies. Gaan sit met daai vertroue emosie, gaan sit met daai alleen emosie. En kyk wat se verantwoordelikheid kan jy begin vat vir daai gevoel wat jy nou het. Dalk laat jy mense nie toe om jou te help nie. Dalk isoleer jy jouself. Waar kan jy begin verandering maak? Wat kan jy anders doen? Op watter ander manier kan jy na hierdie ding kyk? En wat is in jou beheer en hoe kan jy dinge anders benader? So ek hoop hierdie het jou gehelp. Laat weet vir my as daar dalk vir een van julle ander 'n liggie aangegaan het, laat weet vir my in die comments. Sal graag van julle wil hoor. As daar enige vrae is, as daar enige onderwerp is wat jy graag wil bespreek hê, stuur vir my 'n e-pos na hierdie link toe. Maak seker jy gaan volg my op YouTube, want ek gaan heel waarskynlik op 'n ander stadium gaan ek net op YouTube wees. So sorg dat jy daar niks mis nie en ek sien vir jou weer volgende week.